In ons gesels oor aksie is die lese eintlik nie later nie, nou. Die versoeking is altyd sterk om terug te keer na vorige gedrag en geloofsinhoude as ons teenstand vir ons geloof in Christus ervaar. En dit het gebeur met die Joodse Christene aan wie die Hebreërbrief gerig is. En dan lees ons hierdie aanmoediging in Hebreërs 13 vers 14 tot 15. Ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Daar is 'n dringendheid om vandag, om nou, die keuse te maak om die lewe in Jesus te bly leef. Dis 'n keuse wat ons elke dag maak, vandag maak. Dis die dringendheid van gehoorsaamheid, want as 'n mens uitstel, dan val jy terug in jou ou weë. Ons weet nie eens wat met ons kan gebeur elke dag nie, daarom moet ons nie uitstel om vir Jesus in alles te bly volg nie. As 'n mens mooi daaroor dink, is uitstel dikwels net ongehoorsaamheid aan God se wil. Want as God vir ons sê om byvoorbeeld ons vyand lief te hê, maar ons bly dit uitstel, dan is ons eintlik ongehoorsaam. Al gee ons wat 'n goeie rede ook daarvoor, dis ongehoorsaamheid aan God se woord. Nog dieper as ongehoorsaamheid, is dit 'n teken dat ons eie wil belangriker ag as wat ons God se wil sou ag. Ons kry elke dag 'n vandag om weer vir Jesus te volg. Te volg aan alles, al is dit hoe ongemaklik. En dis hoe ons immers behoue bly en getrou bly aan Christus Jesus. Dis hoe ons vertroue aan hom bly koppel. In my nagaan of onmiddellike aksie waardevol is, het ek afgekom op sielkundige navorsing wat dit ondersteun. Uitstelgedrag, wat in Engels dan procrastination genoem word, is volgens Steele en Klinkziek 'n algemene probleem wat nie net tot die uitstel beperk bly nie, maar dit lei ook tot verhoogde stres, tot swakker prestasie en ook verminderde welstand. Hulle beweer, en ek vertaal vrylik, die ironie van uitstelgedrag is dat dit 'n korttermyn verligting bied deur die vermyding van 'n onaangename taak, maar dit lei uiteindelik tot langtermyn negatiewe gevolge wat veel erger is as die oorspronklike ongemak wat vermy is. So, van beide Hebreërskrywer, sowel as die sielkunde, hoor dit vandag, nie later nie, nou, leef geïnspireerd.